Galasiërs 5 vers 22 staan, die vrug van die Heilige Gees daarenteen is liefde, vreugde, vrede, en dan gaan hy so aan. Ons leef in 'n wêreld vol onrus, met baie bekommerhede oor geld, veiligheid, gesondheid, die toekoms, verhoudings. Selfs gelowiges worstel met hierdie innerlike storms, nê? En daarom is vrede wat ons van die Heilige Gees ontvang so kosbaar. Vrede is anders as wat die wêreld se vrede is, en dit het ons al vir mekaar baie keer gesê, nê? Wêreldse vrede is wanneer ons die oorlog maak nie, maar ons as Christene maak oorlog, mens. Ons het die oorlog wat binne in ons woed, en daai vrede is net wanneer God dan vir jou sê, ek is by jou in daai oorlog. Maar God se vrede verseker my, ek veg nie alleen nie. Dit beteken nie gelowiges huil nooit of voel nooit bang nie, en daarom sê die Here, ek gee nie vir jou gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing, want jy self, Jesus het gehuil, Dawid het geworstel, onthou julle vir Job, maar die Heilige Gees bring 'n dieper rus, 'n wete dat God steeds in beheer is, al voel dit vir ons weet nie watter kante nie. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons probeer dikwels juis ons eie vrede skep, nie? Om te lyk of ons in beheer is. En te probeer dat alles net uitwerk. As ek dink aan vakansieprogramme om te weet, hoe gaan ons dit doen, dan het ons eintlik nie 'n idee waarheen ons gaan nie, maar ons probeer maak of ons weet. En baie keer is dit presies so met ons lewe. Want ry ons op die pad, dan het die pad oorstroom. En dan moet ons 'n ander pad vat. Ware vrede kom dan juis wanneer ons ophou om alles self te probeer dra en ons eie plannetjies te maak en ons eie roetes uit te werk. Die Heilige Gees herinner ons, God is getrou, God sal jou nie vergeet nie, God bly jou lei, hê vrede. God weet waarvoor ek en jy môre te staan moet kom. Maar Bybelse vrede beteken dat God teenwoordig sal wees, elke oomblik van jou dag. Dink aan Jesus wat slaap in 'n storm, hy kan vrede hê. Die disippels raak paniekerig en hulle word kwaad vir Jesus en sê, hoe kan jy slaap? Maar hy het geweet, sy Vader bly in beheer in die grootste storms. Mag ek en jy daardie selfde vrede in ons harte ervaar. Miskien voel jy vandag asof jy in 'n stormsee is en jy voel dalk werklik of God slaap en jou nie raak sien nie. Mag die vrede van die Heilige Gees nie net 'n gevoel wees nie, maar 'n vaste vertroue wees dat God jou dra. Kom ons bid saam. Heilige Gees, bring u vrede in my hart, stil die storms, bring my rus tot by rus en help my om God meer te vertrou wanneer ek vrese beleef. Amen.